Goeiemôre, ek is Piet Skutte, hier van die AP Kerk Hoëveld Ermelo, en ek gaan vanmôre ons die laaste keer stil staan by die tema, die wet wys dat ons vir Jesus nodig het. Ons gaan saam lees 2 Samuel 12, vers 7 tot 14. Toe sê Nathan vir Dawid, U is die man, so sê die Here, die God van Israel. Ek het jou as koning gesalf vir Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou Heer aan jou gegee, en die vroue van jou Heer in jou skoot. En ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hetiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. Nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het, en die vrou van Uria die Hetiet geneem het, om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem, en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap, voor die oog van hierdie son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie dinge doen voor die hele Israel, en in die volle sonlig. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergeef. U sal nie sterwe nie. Maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak grootliks aanleiding gegee het om te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. Die wet wys dat ons Jesus nodig het, want by hom is daar verlossing. Ons lees in vers 13 hoe dat Dawid sy sondes bely, en hoe dat Nathan onmiddellik daarna vir Dawid kan sê, so het die Here dan ook u sondes vergewe. U sal nie sterwe nie. Aan die een kant is dit wonderlik om te hoor hoe dat Dawid se sondes vergewe word. Want dit beteken dat ons sondes ook vergewe kan word. Maar aan die ander kant lyk dit asof Dawid hier met sonde kan wegkom. Die straf op die sondes wat Dawid verdien het is die dood, en nie net die doodstraf nie, maar die ewige dood. Die dood, die hel. Waarom het dit lyk asof God nie regtig 'n regverdige God is nie? Hoe kan God regverdig wees as hy sondes ongestraf laat bly? Ons vind die antwoord in vers 14. Ons lees daar, maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. Nou dink jy dalk by jouself, en dit los nie die probleem op nie. Inteendeel, dit maak dit nog erger. In plaas daarvan dat Dawid self die straf dra, sterf die kindjie wat hy by Batsheba verwek het. As ons egter mooi kyk, dan besef ons dat Dawid se sonde nie ongestraf gebly het nie. Die straf op sy sonde is gedra. Hierdie seun van Dawid wat gesterf het, wys een na die groter seun van Dawid, Jesus Christus, wat in die plek van Dawid en van my en van jou gesterf het, wat die straf op ons sondes gedra het. En anders as ek en jy en Dawid, het hy nie verdien om te sterwe nie, maar uit liefde dra Jesus die straf op ons sondes, sodat ons mag lewe en nie hoef te sterwe nie. Daarom is die Here nie onregverdig wanneer hy Dawid se sondes vryspreek en vir hom sê, jy sal nie sterwe nie. Want iemand het in Dawid se plek gesterwe. Jesus Christus het egter nie net in Dawid se plek gesterwe nie, hy het ook in my en in jou plek gesterwe. Daarom kan ons, wanneer die wet ons van sonde oortuig het, ons sonde bely. Soos Dawid kan ons uitroep, ek het gesondig teen die Here. En soos Dawid mag ons weet, ons sonde is vergewe, ons sal nie sterwe nie. En die seun van Dawid het in ons plek gesterwe. Ons egter nie die fout maak om te dink dat daar geen aardse gevolge op Dawid se sonde was nie. Vers 14 lees ons, maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. Die res van Dawid se lewe was gekenmerk deur opstand en oorlog, selfs onder sy eie kinders. God se straf op sonde en God se tug is nie dieselfde ding nie. God se straf op sonde is die ewige dood, dit is finaal.
God se tigtiging, se doel is om ons nader aan God te bring, soos wanneer 'n pa vir sy seentjie pak gee. Met hierdie straf wat Dawid ontvang, word daar 2 dinge bereik. Dawid word nog meer bewus van sy oortredinge, en in die tweede plek word God se naam en ere herstel. Mense moet besef dat daar sekere gevolge op sonde hier op aarde is, waarvan 'n mens nie gaan ontkom nie. As jy 'n sedelose lewe lei en jy kry vigs, gaan die vigs nie ewe skielik verdwyn as jy tot bekering kom nie. Die wonderlike is egter dat nie een van ons die straf ontvang wat ons werklik verdien nie. In plaas van die ewige dood, ontvang elkeen wat in Christus glo die ewige lewe, word nie vir sy sondes gestraf nie. Selfs daardie man wat langs Jesus aan die kruis gehang het kon hoor, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. As ons besef hoe groot die genade is wat ons ontvang, sonder dat ons dit verdien, dan kan 'n mens mos nie anders nie as om dankbaar te wil wees nie. Soos Dawid in Psalm 51 van ons bid, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Ook hiermee help die wet ons, want die wet is nie net 'n spieël waarin ons kan sien nie, dat ons vol sonde is en dat ons Jesus nodig het nie. Die wet wys ook vir ons hoe dat ons na die beeld van God vernuwe kan word. Die wet wys vir ons wat ons nie mag doen nie, maar nog meer belangrik, die wet wys ook vir ons wat ons wel mag doen. Ons hoef nie te wonder hoe ons dankbaarheid kan bewys nie. Die wet van God gee vir ons die riglyne. Besef dat groot genade is wanneer die Here 'n mens in die spieël van sy wet laat kyk, sodat jy jou eie sonde kan raak sien. As jy besef hoe sondig jy is, dan besef jy ook dat jy vir Jesus nodig het. Want in hom is daar vergifnis van al ons sondes. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die genade. Dankie dat ons as sondaar mense mag weet daar is vergifnis vir ons sondes. Nie omdat ons goeie mense is nie, maar omdat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het. Amen.